Goeiedag, het is 'n voorreg om rondom die woord weer eens by mekaar te kan kom. En ons bid steeds dat die Heilige Gees ons lei wanneer ons daarmee besig is. Ons kyk na 5 dinge wat die Here dat ons mekaar en dan ook in besonder ons kinders moet leer. Ons het verlede week gesien dat ons spandeer baie keer tyd en geld en moeite en beplanning om ons kind fisies te laat ontwikkel in sport en akademies wil ons net die beste vir hulle hê. Maar die belangrikste wat ons mekaar, maar ook ons kinders moet in begelei is hoe ons die Here ken. En hoe kan ons die Here ken en hoe kan ons leef as iemand wat die Here ken? Wat Christendom beteken en hoe reageer jy op die dinge wat in hierdie wêreld met jou gebeur? Wat is die Here se plan met elkeen van ons? Dis die dinge wat ons seker die belangrikste wat ons mekaar, maar in besonder ook ons kinders moet begelei. Geestelike input in mekaar en kinders se lewens is ewigheidsbeleggings. Dis nie iets wat gaan, baie van die ander dinge is tydelik en hou op die dag as ons kop neerlê. Maar ewigheidsbeleggings is dit wat ons in mense, in kinders doen, juis in terme van hulle verhouding met die Here. En soos ons verlede week ook gesê het, dat ons is nie die persoon wat iemand anders te kan maak glorie, selfs al is dit ons eie kinders. Dit is alleen God wat deur sy geestelike lewe skep en iemand wederbaar. Dit is 'n wonderwerk wat God doen. En tog vat dit nie ons verantwoordelikheid as gelowiges onder mekaar en gelowiges wat ook ons kinders moet begelei, dit vat nie daai verantwoordelikheid weg nie. Kom ons lees weer Psalm 78, wat ons ook verlede week gelees het. 'n Gedig van Asaf. Luister na wat ek jou leer, my volk, luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het, wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here, en van sy mag, en van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en dat die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. So sal hulle op God vertrou, nie vergeet wat hy gedoen het nie, gehoorsaam wees aan wat God beveel. Ons het hierdie ongelooflike geleentheid, hierdie ongelooflike rol, verantwoordelikheid om te speel in ander mense, maar ook in besonder in ons kinders se lewe. Ons moet intentioneel wees, ons moet 'n strategie hê, ons moet tyd en geld begroot daarvoor, ons moet 'n plan hê, ons moet doelgerig wees om ons kinders te begelei in die waarheid van die evangelie en die geloof. Maar in hierdie gebroke wêreld. Dit is so, ons is in 'n gebroke wêreld, verlede week ook gesien. En baie keer faal ons as kinders, en ons val mekaar as medegelowiges. Ons maak foute, en genadiglik kan ons ook daarby na God toe hardloop. En vra dat hy ons sal heel maak en begelei, want ons kinders is in die eerste plek nie 'n produk van ons en wat ons doen, maar hulle is 'n produk van God se genade. Hulle is in die eerste plek in God se hande, en God het hulle meer lief as wat ons ooit ons eie kinders sal lief hê. Ja, so kinders en ook medegelowiges in die eerste plek in God se hande, en God is uiteindelik in beheer. Maar ons het 'n verantwoordelikheid. En ook mense en kinders maak hulle eie keuses. Ouers kan gee wat hulle het binne gebrokenheid om die evangelie oor te dra, sekuriteit en liefde en begeleiding. En tog is dit nie 'n waarborg dat die kinders die Here sal dien. Hoe moeilik en hartseer dit soms ook is, moet ons weet dat ons het 'n groot verantwoordelikheid, ons moenie wegdink nie, maar kinders, ons kan nie as mense, ander mense en ons kinders dwing om te glo nie. Dan wil ons dink ons is God wat wedergeboorte en geloof in iemand anders se hart kan dwing. Hulle het ook hulle eie keuses en hulle eie verantwoordelikheid. En alhoewel dit soms baie hartseer veroorsaak, ook in die lewens van ouers, is dit ook die werklikheid binne hierdie gebroke wêreld. Maar ons is besig om te kyk na 5 dinge wat ons kinders in besonder moet begelei. Nie noodwendig 'n volledige lys nie die enigstes nie, is nie noodwendig altyd net die belangrikstes nie, maar kom ons kyk na 5 dinge. Ons het verlede week reeds gekyk, die ding is ook op YouTube beskikbaar. Ons het gekyk na hoe om swaar kry te hanteer. In tweede plek het ons gesê hoe om te werk soos vir die Here. Nou, dat werk 'n roeping is en nie net 'n betrekking. Maar vandag kyk ons na die laaste 3, dat ons besittings, tyd en geld en gawes, is nie ons nie, ons bestuur dit net, hoe ons regte keuses moet maak,
en dan hoe ons verkeerde keuses moet herstel. Hoe kan ons kinders begelei om dit te kan doen? Eerste is, ons het nie dinge nie. Ons bestuur dit net. Ons leef baie keer in 'n materialistiese wêreld waar dit gaan oor myne en ek sal dit verkry, en kinders het ook 'n natuurlike geneigtheid van ek, myne, en dis ek sal self. Ons hoef hulle nie dit te leer nie. Maar ons moet vir hulle leer dat geld, dit wat hulle verkry op die ou en eendag, tyd, gesondheid, besittings, posisie, gawes, geleenthede, dit alles, nie net die materiële nie, maar alles, is God se. Dit behoort aan God, wat hy aan ons toevertrou om te bestuur in verantwoording tot aan hom en tot eer van hom. Ons het niks self nie, ons kry dit van God, ons moet dit bestuur. Ons moet ons kinders begelei om 'n rentmeesterskap lewe te leef. En dit sien ons, Psalm 24 vers 1. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. 1 Korintiërs 4, wat maak jou so belangrik? Wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het? Ons ontvang van God alles wat ons het. Ja, partykeer deur werk, deur wat ook al, maar ons gawes, ons talente, ons vermoë om te kan werk, ons vermoë kom van God af. Daarom is alles wat ons het, kom in eerste plek van God af. En daarom praat die Here ook, selfs in Genesis 1 vers 26, word daar gesê, jy is voor die sonneval, dat die mens is bedoel nie om alles te besit nie, maar om het te bestuur, te regeer, as verteenwoordiger van God op aarde te funksioneer en te heers. En na die perspektief het ons doelbewus ook aan ons kinders oordra dat alles behoort aan die Here, en dan ook die perspektief rondom hierdie saak, dat hoe meer jy ontvang van die Here af, hoe groter is jou verantwoordelikheid. Ons dink aan die gelykenis van die talente in Matteus 25 vers 14, waar die diensknegte onderskeidelik een kry 1, een kry 2, een kry 5. En hulle moes daarmee werk, hulle moes dit bestuur, en wat hulle moes doen, was in lyn met wat hulle ontvang het. Die vraag is dus nie hoeveel jy het nie, maar eerder, wat doen jy met wat jy ontvang het? Jy word nie beoordeel volgens wat jy het en hoeveel jy het nie. Jy word nie daarvolgens beoordeel. Jy word eerder beoordeel met wat doen jy met wat jy het, wat jy van die Here ontvang. Ons is baie keer ook geneig, en kinders nog meer baie keer, mag eintlik ons almal, ons is geneig om te vergelyk. En dan kyk ek na hierdie kant toe en dan sê, ek doen daarom so goed, en dan kyk ek na die ander kant toe, dan sê ek, nee, ek sal nooit kan doen wat iemand anders te doen. Maar die punt is, ons moet nie vergelyk nie. Dit is nie 'n Bybelse opdrag. Ons moet nie vergelyk nie. Ons moet net met dit wat ek ontvang in terme van tyd, in terme van gawes en talente, moet ek as kind van God die beste doen wat ek kan met wat ek het en die omstandighede wat ek is, en dit verheerlik God, dat ek rentmeester is van wat hy my gee. 'n derde subhoofie is waarskynlik dat ons kinders ook mekaar moet leer, begelei in, dat ons nie gedefinieer word deur wat ons het. Is iets wat so skeef getrek is in ons samelewing, dat selfs ons as volwassenes worstel baie keer daarmee. Ons word nie gedefinieer deur die dinge wat ek het of wat ek verkry het nie. Ons word gedefinieer deur ons identiteit in Christus, dat ons identiteit in hom het, dat ons kind van God is. En as ons identiteit in Christus het, dan gaan ons geld, ons tyd, ons posisie, ons besittings, ons gesondheid, ons geleenthede, ons gawes, gaan ons anders sien en dit ook anders te gebruik en bestuur. 2 Korintiërs 8, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. In ander woorde, die Here sê eintlik hier, dat ons het 'n geestelike rykdom. So, dit wat jy het materieel, is nie so belangrik nie, die geestelike rykdom wat jy het. So, jy kan arm wees, maar tog ryk in die Here. Aan die ander kant is ook so, dat jy kan alles materieel hê, maar as jy dalk nie in die Here glo nie, of jy is lou in jou geloof, dan is jy arm. Die Here sê dit vir die gemeente in Openbaring 3 vers 17 vir Laodicea. Hy sê, die Here sê vir hulle, julle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. Maar julle weet nie, dat julle elendig, beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Dis wat hy sê. So, jy word nie gedefinieer die dinge wat jy het nie. Jy kan min hê, maar ryk wees in God. En jy kan alles hê, maar jy kan arm wees in God. So, wat jou bepaal is, wie is jy in God? Gelowige wat arm is, sê Jakobus 1 vers 9, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. Een wat ryk is,
dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. Wat ons het, dit is verganklik. Wat ons in God het, bepaal ons en is ons identiteit. So ons word nie gedefinieer deur wat ons het of kan kry nie, maar ons word gedefinieer deur ons identiteit, wat ons in Christus deur genade ontvang. En daarom selfs kinders, dan kla hulle oor hulle nie groter persent het nie, of ja, hoekom kry hulle maatjies en al so baie dinge, of baie keer verniel kinders wat hulle reeds het, maar ons moet hierdie geleenthede gebruik om die beginsels hiervan met kinders deur te praat, dat hulle word gedefinieer deur hulle verhouding met God en kind van God wees en nie die dinge wat hulle het. Dink jy lê die probleem ook by ons as ouers, dat ons wil hê ons kinders moet die beste hê en hy moet alles hê wat sy maatjies hê op materiële vlak ook. Maar ons identiteit lê nie in daardie dinge nie. Wat ons ook vir ons kinders moet leer rondom hierdie onderwerp is om leer om maklik weg te gee. Ons klein dinge steek so vas in ons hand en is vir ons so swaar om weg te gee. Maar in Handelinge 20 byvoorbeeld staan daar, deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Nie net vir jouself nie, so jy onthou die woorde van die Here Jesus, hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Ons leef in 'n wêreld wat materialisties is, dit gaan oor geld. Ons leef in 'n selfgesentreerde wêreld, wat kan ek kry en wat het ek? En ons word baie keer daardeur beïnvloed. In navorsing ruk terug al het gesê, Christene in Amerika gee eintlik net 2,6% van hulle inkomste vir die werk van die Here. Maar dit gaan oor meer as dit. Het gaan nie net oor 'n syfer nie, maar ook, wat gebeur in my hart en hoe sien ek my besittings? En nog verder, sal ek 'n ander iemand help, selfs ten koste van iets wat ek dalk nie meer self kon kry nie, dalk 'n leksheid of 'n sekere dinge wat ek nie meer kan doen nie, omdat ek die geld gebruik om iemand anders in nood te help, ten koste van myself, wat ek my tyd, my geld, my geleenthede gebruik om iemand anders te bevoordeel. So baie keer dra ons aan ons kinders oor, dit gaan eintlik oor, as jy alles van jouself gedoen het, dan gee jy 'n bietjie wat oor is. Nee, die Here vra vir ons juis om onsself te kan versorg, maar te gee vir ander en natuurlik ook die koninkryk uit te brei. Ons moet met oop hande leef met die goeders wat die Here vir ons gee. En die Here seën ons inderdaad. En baie keer het mens baie seëning ook materieel, en daar's ook baie Christene wat baie materiële dinge het, en ons mag dit in dankbaarheid geniet. Maar dit moet in oop hand voor God wees, en ons moet altyd leef met die vraag, wat wil God hê, moet ons, met ons materiële dinge, ja, maar wat ek net ook gesê het, dit is baie keer amper belangriker. Wat maak ek ook met die tyd wat die Here vir my gee? Wat maak ek met die geleenthede wat die Here vir my gee? Wat maak ek met die gawes van die Here vir my gee? Gaan net oor ek en wat ek daardeur kan bereik. Hou ek dit in 'n oop hand voor God en sê, Here, wat wil U hê met die dinge wat aan U behoort, wat U aan my toe vertrou, sodat ek U daardeur kan verheerlik. Daar's 'n vierde ding wat ons kinders moet leer. Ons moet leer dat ons is 'n rentmeesterskap lewe. Dis die eerste gedagte wat ons kinders moet leer. Die tweede vandag, wat eintlik die vierde is van die 5, ons moet regte keuses maak. En om mekaar aan te begelei, maar ook ons kinders, om binne hierdie gebroke wêreld 'n besluitnemingsstrategie te hê, besluitnemingspatrone te vestig, sodat die regte keuses gemaak word. En dan is natuurlik altyd eerste om ons kinders te begelei om beginselgedrewe besluite te neem. Die wil van God is deurslaggewend. God se wil moet in my keuses, my optrede, my gesindhede, dit moet daardeur bepaal word. En die eerste plek waar ek God se wil leer ken is natuurlik sy woord. Wat sê die beginsels van die woord oor eerlikheid, oor verhoudinge of konflikhantering, of oor wat jou lewensfokus moet wees en wat eintlik belangrik is en wat ons doel op aarde is. 2 Timoteus 3 sê jy is die hele skrif is deur God geïnspireer, groot waarde om waarheid onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke werk. Die skrif rus ons toe. En daar kry ons die waarheid vir die regte lewe. Dit is die beginsels. En dit beteken dat ons moet besig wees en saam met ons kinders besig wees om die skrif te lees, om dit te bestudeer, om dit te memoriseer, om daaroor te gesels, om dit toe te pas. Beteken dat ek my kinders ook moet in die teenkant onderrig dat die opinie van mense, die opinie van maats, van groep, die aanvaarbare opinie binne die samelewing, is nie noodwendig die norm nie, is nie noodwendig aanvaarbaar en reg voor God nie. Beginselgedrewe keuses, nie omstandigheids
en samelewings of mensgerigste keuses wat gemaak moet word. En daarom moet ons kinders ook begelei en mekaar ook help om dit te kan doen. Maar om regte keuses te maak, beteken dat ons ook ons kinders moet begelei om te besef dat 'n heilige lewe, 'n lewe gehoorsaam aan God, is die beste lewe. Daar staan in Psalm 1, ek gaan dit so gedagte wat baie keer in die Bybel voorkom, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, wat met sondaars omgaan, wat nie met sondaars omgaan en met listginnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Nou natuurlik is hierdie voorspoed nie bloot in wêreldse terme, sodat mense baie keer verstaan nie. Maar dis die punt, ten beste gaan dit hier binnekant, met jou as mens gaan jy vervuld wees wanneer jy doen wat God sê. 1 Tessalonisense 4 vers 7. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp dus nie maar net 'n mens nie, maar hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Dis 'n slegte plek om te wees, as jy God verwerp. Psalm 119 vers 56, om die bevele uit te voer, dit is vir my die lewe. Ek het gesê, dit is my lewe, Here, om u woord te gehoorsaam. Dit is maar net so, as jy 'n bepaalde ding koop, jy koop 'n masjien of 'n apparaat. As jy die beste uit hierdie masjien wil kry, 'n apparaat wil kry, dan vat jy die handleiding van die ontwerper, van die bouer van dit. So as jy die beste van die lewe wil hê, dan moet jy half noodsaaklik is dat jy by die skepper van die lewe gaan hoor, hoe moet die lewe geleef word? En as die skepper van die lewe sê, wees heilig, want ek is heilig, dan is om heilig te lewe die beste manier om te lewe. Ons het baie keer hierdie persepsie van 'n heilig lewe, beteken ja, ek moet eintlik 'n nerd wees wat nie voluit lewe nie en ek mag net Bybelse grappies vertel en ek moet altyd so kalm soos 'n psalm wees. Maar dis nie waaroor dit gaan. Christene, het jy's binne die grense wat God stel, kan hulle die lewe voluit lewe met 'n passie lewe. Voorbeeld wat ek al baie keer gebruik het is, as ek vir sê maar 'n groep studente sê, hierdie groep gaan sê ek gaan speel daar buite, maar daar is landmyne, maar go voluit. Of vir die ander groep sê ek gaan speel daar buite en as jy binne die grense van hierdie kampie bly, weet dat daar nie landmyne is nie, maar daar buite die grense is dit. Hierdie groep sal, omdat hulle die grense ken en behou, baie meer voluit lewe. En daarom, vir 'n kind van God kan jy eintlik voluit lewe, want jy weet waar is die grense en jy leef binne daai grense en jy kan die volheid van die lewe wat God vir jou bedoel, kan jy uitleef. Ons moet ook vir ons kinders leer, juis rondom hoe ons moet lewe is dat ons is anders in Christus. Daarom sal ons ander keuses maak. So as ons die regte keuse wil maak, moet ons besef wie ons is. Om te verstaan, ons kinders te begelei, die evangelie van Christus, sy genade dat hy gekom het vir ons, besonders betaal het, gesterf aan die kruis, dat hy ons vryspraak gee, dat ons deur geloof in hom kind van God kan wees. Dit moet ons duidelik oordra. Want wanneer ons dit duidelik oordra, sal ons besef, maar ons identiteit is anders. Ons is vrygespreek nie. Ons is nie meer verlore sondaars nie. Ons is kinders van God, ja, wat soms nog struikel en val, maar ons is kinders van God. Ons het die ewige lewe. Ons is koningskinders. Ons het vrye toegang tot God wat die heelal in sy hand hou. Daarom kan en mag en moet ons ander keuses maak. Nou, God het ons nuut gemaak. Efesiërs 1 sê, hy het nog voordat die wêreld geskep het ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik voor hom te wees. Dis ons skepingsdoel. As ons besef waarvoor ons geskep is, hoe ons herskep is ook in Christus, dan gaan ons ander keuses maak. Iemand, 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. So dit besef, gaan ons nuwe keuses maak. Efesiërs 4 vers 1, so mooi vers, né? Ek druk dit op die hart, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang. Ons is deur God geroep, tot kinders en tot opdragte. Laat ons in gehoorsaamheid daarvan, in ooreenstemming daarvan, ons lewenskeuse maak. En dis waar ons kinders moet in begelei. 1 Petrus 1 vers 14 sê, as gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook julle hele lewenswandel heilig is. Ons is anders, ons is nuut. En daarom is dit die rede hoekom ons keuses anders sal wees, dat ons gedring word deur die liefde van God en ons deur ons identiteit wat ons in God het. Maar om die regte keuses te maak, moet ons self ook voed met die regte dinge. As jy jouself met gemors voed, gaan jy gemors keuses maak.
As jy heeltyd blootstel aan leuns, of blootstel aan leuns wat net, is dan nie so erg nie, is net om jouself bietjie te cover, dan gaan dit waarskynlik jou lewensgewoonte wees. Ook as ons kinders daaraan blootstel, as dit hulle 'n lewe gaan word, of as daar te veel geweld is in TV, rekenaarspeletjies, flieks, al die sosiale media partykeer. Dit wat ons hulle aan blootstel, is die input wat ons gee. En dis die vraag, waarin stel ons onsself bloot? Waarin help ons mekaar sodat ons perspektief hou oor waar moet ons blootstel, en waarin laat ons toe dat ons kinders blootgestel word? Want dit wat ons input is waarskynlik wat gaan uitkom. Daarom sê Spreuke 4:23, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, jou kern omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En ons het so groot uitdaging vandag, né? Want miskien 'n uur se kerk per week, en dalk katekestasie en Bybelstudie en 'n paar minute huisgodsdiens, terwyl die hoeveelheid tyd wat daar is in vlieg internet, sosiale media, en wat ook hierdie fone op ons kinders afstorm, is oorweldigend. En daarom moet ons nie maar dit los, ons moet betrokke wees by wat ons kinders kyk, en die toegang wat hulle het, en dit deurpraat oor wat is regtig positief. Want Filippense 4 sê, alles wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar mag wees, daarop moet jy julle gedagtes rig. En moet ons kinders begelei om daar 'n input te kry, sodat ons die regte keuses kan maak. Maar die 5de aspek, wat ons vandag nou kyk, die laaste aspek, is om hoe herstel ons verkeerde keuses? Nou, hoe herstel ons verkeerde keuses? So ons moet dus nie net die regte keuses maak nie, maar wanneer ons in hierdie gebroke wêreld verkeerde keuses maak, wat sal gebeur? Ons is nog nie volmaak nie, selfs as kinders van God. Wat moet ons dan doen? Nou, eerste aspek van hierdie hoofpunt, of hierdie punt om te herstel na verkeerde keuses, om te sê, verkeerde keuses is nie finaal. By God is daar herstel, vergifnis en heelmaking. Jy is nie ten diepste 'n produk van die verkeerde keuse nie. Jy is 'n produk van God se genade binne bepaalde omstandighede. Jy is as kind van God, en wanneer jy 'n kind van God is. En daarom wil ons self leer en mekaar help, en ook ons kinders leer, om vanuit ons foute selfs op te staan, dit reg te maak, om nie te leef as produkte of slagoffers van ons verkeerde keuses nie, om genade mense te wees, genade te ontvang en te kan gee. En daarom moet ons kinders bely om dit te kan doen, moet ons hulle leer om verantwoordelikheid te neem vir 'n verkeerde besluit. In die eerste plek moet elkeen, daar so maklik 'n vinger te wys, en almal wys altyd die vinger en sê, uit ander mense se skuld dat ek 'n fout maak. Nee, Adam het vir die vrou gesê, die vrou het vir die slang gesê. En tog moes elkeen sy eie verantwoordelikheid nakom, en die Here het elkeen tot verantwoording geroep. Dawid het na sy sonde met Batse, moes hy op die ouend ook maar kom en sê, ek het gesondig teen die Here. Ek het gesondig teen die Here. Dis nie maar net ietsie wat gebeur het. Spreuke 28:13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Ons moet mekaar en ons moet kinders begelei om dit te own, om verantwoordelikheid te vat vir die keuses, en ook die verkeerde keuses en die gevolg daarvan. Dus jy is net dan wanneer mense dit regtig kan hanteer, en dan moet hulle ook begelei om vergifnis te vra, en dat daar vergifnis inderdaad is. Teenoor God moet jy vergifnis vra en vergifnis ontvang, maar ook vergifnis vra in soverre jy kan teenoor mense wat jy verkeerde dinge gedoen het. Belangrikste is 1 Johannes 1:9, waar hy sê, maar as ons sondes bely, hy, dus God, is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtighede. Hy maak ons skoon, hy reinig ons. Vir 'n Christen wat sy sondes bely, is daar nie geraamtes in die kas nie. Daar's nie 'n rekord. As jy in sonde volhard, dan is dit nou 'n probleem, en jy moet daarmee deel en daarmee breek. Maar weet dat as jy 'n verkeerde keuse gemaak het, en staan op en jy gaan terug na God toe, by wie daar vergifnis moontlik is, dan ontvang jy vergifnis. En dan het jy nie meer 'n rekord nie, dan is jy skoon gewas. En dit is so noodsaaklik dat kinders leer van hierdie genade, onverdiend, onvoorwaardelik, nie op grond van jou prestasie. En ook as jy jou kinders leer, dan moet jou liefde vir jou kind onvoorwaardelik wees. Nou, as jy 'n ding het van, ja, ek sal jou lief hê as jy dit en dit doen, ek sal jou vergewe as jy dit doen, dan leer ons kinders verkeerd. Nee, daar is natuurlik konsekwensies en gevolge vir keuses en dade, en kinders moet die regte gedrag geleer word, maar my liefde is nooit voorwaardelik vir my kinders nie, want God se liefde vir ons is nie voorwaardelik.
is 'n onvoorwaardelike liefde en vanuit sy liefde vorm en sluip hy ons en roep hy ons om ook tot bekering te kom in ons verkeerde lewensdade en ons keuses, maar daar is altyd heelmaking en vergifnis by hom wanneer ons na hom toe terugkeer. So ons kinders gaan deur hoe ons hulle hanteer en as hulle verkeerde keuses maak, ook hoe ons teenoor ander mense optree wat verkeerde keuses maak. En hoe ons hulle en ander hanteer, gaan hulle sien wat genade is. En hoe hanteer ons hulle as hulle val? Is dit met oordeel, is dit met vermyding, is dit met veroordeling? So dikwels nadat kinders verkeerd opgetree het en hulle dit weet en daaroor jammer is, dan het hulle juis nie straf nodig nie, maar genade. Natuurlik is daar gevolge, maar dis nie straf en onvoorwaardelike liefde van, nou kan jy nie meer. Daar's aanvaarding, daar's genade wat geleef en gewys moet word, juis wanneer jy dit besef en wanneer daar berou is. Natuurlik, miskien net so terloops, moet ons ook ons kinders leer om hulle self te vergewe, en moet ons ook onsself vergewe, en ander begelei om hulle self te vergewe, as hulle in verkeerde keuses gemaak het. As jy verkeerde keuse gemaak het, en jy gaan daarmee na God toe, en jy ontvang vergifnis, dan sê God in Johannes 1 vers 9, jy is vergewe. Wie is jy nou om te sê, nee, ek is nie vergewe nie. As Christus volkome vir jou betaal het, wie is jy om te sê, nee, ek moet daarom nog 'n deeltjie self ook betaal. Ons moet God se vergifnis aanvaar wat God gee, ook vir jouself, en dan ook leer aan jou kinders. En natuurlik, as jy verkeerde keuses gemaak het, en jy kom tot by hierdie punt, dan moet jy ook regmaak wat jy kan. Nie as 'n voorwaarde van vergifnis nie, maar as 'n gevolg daarvan. Omdat ek herstel is in God, moet ek ook gaan herstel waar ek kan, in die mate wat ek kan, met wie ek kan. Praat met iemand wat jy seer gemaak het, vir goed skade wat jy iemand aangedoen het, om te gaan regmaak waar jy kan. Dit hang af van omstandighede, is nie altyd moontlik nie. Maar dan is so belangrik dat ons dan op die ou end vir ons kinders moet begelei om in hoe jy foute hanteer. As jy deur al hierdie dinge is, dan moet jy hulle ook begelei om jou uit te strek na wat voor is. Wanneer ons foute erken en bely en voor die Here reggemaak het wat ons kan en daai vergifnis ontvang het, dan kom ons by daardie punt van eintlik maar wat Paulus sê in Filippense 3. Hy sê ek verbeel my nie wat ek alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Vorentoe leef. Maak klaar en leef as produkte van God se genade en nie as 'n produk van jou verlede nie. Nie in jou eie lewe nie in medegelowiges se lewe nie in die lewe van jou kinders nie. Begelei jou kinders om te deel met 'n ding en dit af te handel, vir die Here te gee, vergifnis te ontvang en inderdaad voluit vorentoe te leef. Moenie na jou kinders se mislukkings en van die verlede terugverwys asof dit hulle identifiseer of hulle identiteit bepaal en hulle terughou nie. Iets wat vir God hanteer is verby. En dis wat ons kinders ook moet begelei. Kinders moet sien hoe ons saam met God lewe, nie as volmaaktes nie, maar as genade mense. Mag die Here ons begelei in hierdie klompie dinge wat ons kan leer en wat ons vir ons kinders moet leer vanuit die skrif. Hierdie dinge, 5 dinge wat die Here vir ons gee om hulle te leer, naamlik in die eerste plek om te weet ek werk soos vir die Here. In die tweede plek, hoe hanteer ek swaar kry? In die derde plek, moet ek kan sê, hoe hanteer ek my geld, my besittings, my gawes, my tyd? Hoe ek regte keuses maak en hoe ek verkeerde keuses herstel. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir die voorreg dat ons kan inspraak gee in mekaar se lewens. Help ons, Here, dat ons daardie terughoudenheid sal oorkom, sodat ons mekaar kan help om te groei. Gee ons wysheid in die begeleiding van ons kinders, sodat hulle U sal verheerlik, U sal ken in hulle geborgenheid en U sal vind en vanuit dit sal lewe. Ons bid, Here, vir elkeen wat hierna luister. Met elkeen se unieke uitdaging, dalk met medegelowiges of met kinders, mense rondom hulle, wat dalk dinge doen wat nie in lyn is met U wil nie. Gee wysheid, geleentheid om te kan praat, om te kan dien, om inspraak te gee tot U eer. Here, help ons om in U liefde te lewe. In die volheid van die liefde. Dit nie net te ontvang nie, te omhels nie, maar dit ook uit te lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordige Gees, die begeleiding, die troos en die krag van die Heilige Gees, is en bly met u elkeen.